Goeiemôre, liewe gemeente. In die vroeë kerk was dit die gebruik op Sondagoggend van Pasen dat 'n mens mekaar groet en sê die Here het opgestaan en dan antwoord die ander persoon die Here het waarlik opgestaan. Wil u nie so antwoord as ek vir u nou ook groet en sê die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Inderdaad, die Here het waarlik opgestaan. Dit maak so 'n groot verskil aan die lewe, né? Juist daarom wil ek as fotum 1 Korintiërs 15 vers 14 vanoggend lees. Daar staan, as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Dit beteken as daar nie 'n Paasondag was nie, as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, was alles wat ons gedoen het vanoggend ook hier sinloos, vrugteloos. Ons kan eerder in die bed gebly het en geslaap het. Maar dit is wonderlik dat die Here opgestaan het, dat hy die dood oorwin het en so vir ons hoop gee en lewe en vir ons die voorreg gee om uit sy oorwinningskrag te leef. Broer en suster, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 'n loflied saam sing. Hoor jy die Paasfeesklokke? Kom ons staan as ons dit sing. Dit was nou lekker om te hoor hoe u uit volle bors hierdie lied sing. Dit is ook 'n vreugdeslied en so anders as donderdag aand toe dit 'n somber geleentheid was en ons ook, dit was donker in die kerk omdat ons Jesus se lyding aan die kruis ook gedenk het of dit wat sy kruisiging vooraf gegaan het, nê? En die lyding waardeur hy is. En vanoggend is dit 'n ander toon.
Dis nie 'n somber toon nie, dis blydskap en dis opgewondenheid, dankbaarheid, omdat Jesus opgestaan het uit die dood. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons harte is vol vreugde en blydskap, omdat ons weet dat U opgestaan het uit die dood, dat U die dood oorwin het, en daardeur vir ons ook die moontlikheid gegee het, om uit U oorwinningskrag te leef. Help vir ons dat dit elke dag ons lewe sal kenmerk, dat ons sal lewe soos mense wat 'n nuwe lewe gekry het by U. Mense wat in die U krag kan voortleef en elke dag ook kan aanpak. Ek bid dat U ook vanoggend ons harte sal oopmaak, Here, vir U boodskap, dat U met ons sal praat uit U woord uit. Dankie vir U woord wat ons steeds kan gebruik en wat steeds na soveel jare nog steeds mense se lewens verander. Amen. Liewe gemeente, daar is baie keer in die verlede dinge wat gebeur wat mense sê dat dit die hele gang van die wêreld verander het, nee, 'n hele nuwe era ingelei het. Een so voorbeeld is Alexander Bell, toe hy in 1875, toe hy die telefoon gepatenteer het, nee. Mense gesê dit lei 'n nuwe era in, en dit is, dink nie hoe maklik gaan kommunikasie in die toekoms wees. En ek dink ook aan die twee Wright broers wat in 1903 hulle eerste vlug met 'n vliegtuig onderneem het. En eintlik, jy weet, toe ek ook voorberei vir die preek, het ek gedink, dit is eintlik maar nou die dag, nee. Dit is ook nie so lang terug nie, 1903 is eintlik regtig maar bietjie meer as 'n eeu gelede, en wat daar vir die eerste keer mense in 'n vliegtuig geklim het, nee, ongelooflik. En maar in elk geval, die mense gesê, nou gaan die wêreld verander. Op 11 September 2001 was daar 'n aanval op New York in Amerika gewees, en op hulle die twee torings wat ineengestort het, en ander aanvalle ook, en mense het gesê, hierdie aanval gaan die wêreld heeltemal verander. Oorlog gaan anders lyk, nee. Mense gaan op 'n ander manier, nie meer met tanks en goed oorlog maak nie, al dit was nie heeltemal waar nie. Mens sien tans gebeur is oorlog, maar nog baie konvensioneel ook, afgesien van drones en sulke goed, maar in elk geval, maar dit het die wêreld verander, en die markte het geval, en so aan. Die hele wêreld hier, was daar reperkussies van daai aanval op New York, nee. En, nou ja, daar hoor ek mense sê weer, maar artificial intelligence, kunsmatige intelligensie, en die aanwending daarvan by die werkplek en by die huis, in skole en universiteite, gaan die wêreld verander. Ja, dit het 'n geweldige impak. Ek meen, dosente by die universiteit, weet ek, het 'n geweldige probleem om seker te maak dat die taak wat hulle kry nie dat dit deur studente gedoen is en nie deur 'n robot nie, en so aan. Maar ek bedoel, die aanwending daarvan strek wyd en ver, en dit verander die hele wêreld. Maar so het ook die opstanding van Jesus die hele wêreld se gebeure verander. Dit was 'n ding wat 'n impak gehad het op die res van die wêreld. Eintlik is daar 3 mense gekruisig die Vrydag. En dit is nie eintlik snaaks nie. Jy weet, daar's baie mense wat gekruisig is in die antieke wêreld op die manier hoe Jesus gekruisig is. En toe hy die Vrydag gekruisig is, was daar 2 mense, 2 misdadigers, wat saam met hom gekruisig is. En dit was nou eintlik niks snaaks nie. Mense was gewoon daaraan dat misdadigers gekruisig word. Maar wat dit so anders gemaak het, was daardie Sondagoggend, toe Jesus Christus opstaan uit die dood. Dit het die wêreld verander. En dit is hoekom dit so vir my ook 'n baie groot voorreg was toe
Charlotte my gevra het of ek vanoggend se diens hierso kan waarneem. Want ek het net gedink, van al die dienste in die hele jaar, is dit vir my seker die mees besondere diens, om te kan preek oor die opstanding van Jesus Christus. Dit is so 'n groot gebeure. En ek het besluit om op hierdie dag dan 'n verhaal te lees van die Emmausgangers, wat op die Sondag plaasgevind het, toe Jesus opgestaan het uit die dood. En ons lees dit in Lukas 24, vers 13 tot 35. So kom ons lees dit net 'n bietjie saam. Daardie verhaal, die teks sal nou op die bord verskyn. En Lukas 24, verse 13 tot 35. Die verskyning van Jesus op pad na Emmaus. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Dis nie ver van Jerusalem af nie. 60 stadion is so 11 kilometer van Jerusalem af, Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Ek bedoel, daar het baie dinge gebeur die Paasnaweek, Hulle was daar vir die viering van die Pasga, maar baie dinge het gebeur. Jesus is doodgemaak en daar's 2 ander misdadigers gekruisig en nou is daar stories van Jesus wat opgestaan het uit die dood. So hulle loop en praat met mekaar op pad terug na Emmaus toe oor dit wat hulle beleef het hierdie afgelope naweek, En terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. So Jesus kom vanuit die niet, ons weet nie waarheen, van waar af hy kom en waarheen hy gaan nie, maar as hulle weer kyk, is Jesus hier by hulle en hulle herken hom nie. Daar staan hulle oë is verhinder. Dis waarskynlik God, as die passief in die Grieks word baie keer gebruik om te sê dat dit God die akteur is, die een wat dit doen, dat hulle herken hom nie. Jesus sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Dis vir my so oulike teks hierdie, want hulle loop en praat, en hulle gesels oor wat gebeur, maar as Jesus by hulle kom en vra, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer, dan gaan staan hulle fisies doodstil. Hulle kon eintlik nie die vraag glo nie, dat iemand eintlik so 'n onkundige vraag kan vra, na alles wat gebeur het nie. Jy weet sommer hulle gesigte is somber, en hulle gaan staan, loop hulle nie verder nie. Een van hulle met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hoe kan jy uit Jerusalem uitkom, en jy weet nie wat daar gebeur het nie? Ek bedoel, die hele stad was in oproer, en dit was die gesprek van die dag, En Jesus vra toe vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nazareth, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om te dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. So hier vertel hulle gee hulle eintlik 'n baie goeie opsomming, baie akkurate opsomming van wat gebeur het, en let op, hulle sê Jesus wat magtig was in woord en daad. 'n Woord beteken natuurlik die leringe wat hy gehad het. So hulle sê Jesus se leringe was kragtig. Hy was 'n baie goeie leermeester en daad, magtig in daad, het hy wonderwerke gedoen. So dit was 'n besondere man, en hulle praat van ons volksleiers, soos waarskynlik 2 Jode wat hier loop, en hulle sê dat hulle volksleiers het Jesus nou oorgegee aan die Romeine om doodgemaak te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. So jy lees hier die moedeloosheid by hulle, want hulle het 'n prentjie in hulle kop gehad van wat Jesus vir hulle moes doen. Hulle het aan 'n politieke leier gedink. Die Jode was onder Romeinse heerskappy, en hulle het uitgesien na die koms van 'n Messias,
wat volgens hulle opinie die Romeine sal wegjaag, en hier was Jesus, en hy was 'n ou mens met kragtige bediening, kragtige dade wat hy doen, en sy prediking was baie kragtig, en hulle het gedog, hier is die man, hy gaan ons verlos van die Romeine, en nou is dit al die 3de dag, hy is doodgemaak, en wat nou? So jy sien so die moedeloosheid. Sommige vroue uit ons geleerde het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele, wat sê dat hy leef. Weereens 'n baie akkurate en goeie opsomming van wat gebeur het op daardie opstandingsdag van Jezus, nee. Alles waar wat hier staan, akkuraat opgesom. En, maar hulle is begin moedeloos, wat nou? 'n paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref, soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. So dit is moedeloos. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Jesus sê vir hulle eintlik, julle verstaan die dinge so verkeerd. Nee. Julle harte is traag om te glo wat die profete gesê het. Julle het julle eie idee, julle het julle eie opinie, maar julle verstaan nie goed verkeerd. Dis nie wat bedoel is of wat moet gebeur nie, soos wat julle dit sien nie. Maar is maar altyd moeilik om met mense te praat, as hulle 'n opinie het oor iemand, nee. En jy wil met 'n ander opinie kom, ek meen, kyk maar net na vandag se tyd, mense het baie bepaalde opinies oor Trump, nee, vir hom of teen hom, en jy gaan niemand oortuig kry nie, jy weet, elke ou sit met sy vooropgestelde idee, en jy luister nie, sê, moes die Christus nie die dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Dis 'n vraag, want die Here bedoel dit natuurlik as 'n stelling, dit is, hy moes dit gedoen het, gaan lees die profete, gaan lees die skrifte. Julle verstaan nie goed verkeerd. Daarna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. So Jesus gaan deur die skrif en verduidelik hulle, en toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Hy maak of hy op pad is verder, maar dan lees ons dat hulle by hom, sterk by hom aandring. Sê, bly by ons. Wanneer is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy brood geneem en die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Sien, hy het vir ete aangeleen, want hulle het natuurlik op die vloer gelê wanneer hulle geëet het, en so langs die tafel op hulle linker elmboog, sodat hulle met hulle regterhand, waarmee jy meer vaardig is, kon eet. Nee. En dan lees ons, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, hy het egter uit hulle sig verdwyn. Toe skielik sien hulle dit Jesus. Weet nie hoekom hulle dit toe nou raak gesien het nie. Miskien was dit die lig wat op Jesus geval het, miskien die wonde aan sy hande, miskien was dit die manier hoe hy die brood gebreek het, miskien was dit toe hy die seënbede uitspreek, ons weet nie, maar skielik herken hulle hom, en dan verdwyn hy, en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Wag, is my so mooi sin daai, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons gepraat het nie, nee. Het julle dit ook al, julle al 'n brandende hart ervaar, wanneer God regtig met jou praat, wat jy nie weet, nou het God met my gepraat. En hulle het onmiddellik opgestaan, na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. So nou gaan hulle terug na Jerusalem toe, en hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek, en het aan Simon verskyn. Dit wat hulle toe nou vir die Emmausgangers sê, nee.
En hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy by die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Hulle vertel toe ook hulle eie storie. So ja, dit is nou, ek wil eintlik net so met die ek wil nou teruggaan na die eerste skyfie, maar het maak nie saak, jy los hom net, dis nie 'n probleem nie. So maar net die titel wat ek wou wys heeltyd, maar dit is nie 'n probleem nie. Ja, nou ja, dit is die storie wat ons nou hier gelees het in Lukas, en ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor gesels, né? En die eerste ding is, dit was 2 mense wat na Emmaus toe gegaan het, en wie was hierdie persone? Een weet ons se naam is Kleopas. Dis interessant, ek dink almal van ons het maar 'n prentjie in ons, en ons sien 2 manne wat nou daar loop, jy weet, hierdie 2 Emmausgangers is 2 manne. Maar daar is teoloë wat sê, daarop is hierdie ander een, Kleopas is die een, en die ander is dalk sy vrou. Dat het 'n man en 'n vrou is, wat hier saamstap, né? En dit is hoekom ons die een se naam het Kleopas, en die vrou was maar nie baie belangrik in die antieke wêreld nie, so daarom is sy naamloos, ons het net die man se naam, en ja, so dit is dalk 'n man en vrou wat hierdie belewenis gehad het, hier by die naweek daar in Jerusalem. Maar goed, dit maak geen verskil nie, wie dit nou was nie, want die boodskap bly dieselfde. Maar dit is baie duidelik, dat hierdie 2 mense uiters teleurgesteld is, met wat gebeur het hierdie naweek. Want hulle het so gehoop, dat daar iets groot sal gebeur, dat Jesus 'n hele nuwe beweging aan die gang sal sit, die Romeine sal wegjaag, die juk van die Romeinse heerskappy sal afgooi, dalk met 'n vaandel sal loop, jy weet, in die stad Jerusalem, dat hy oorwin het, en so aan, maar niks daarvan gebeur nie. En daarom stap hulle nou terug na Emmaus toe. En eintlik doen hulle nie wat Jesus gesê het nie, want Jesus het voor die tyd vir die mense, sy volgelinge gesê, ek wil hê dat julle nêrens heen moet gaan nie, julle in Jerusalem sal bly, totdat julle die gawe van die Heilige Gees kry, wat julle gaan bemagtig, dan eers kan julle weggaan. Maar hierdie ouens loop sommer nou al terug, en hulle is mismoedig en loop terug op pad na Emmaus toe, want hulle is baie teleurgesteld. Hulle wil net wegkom van alles, né? Het is mos so, as jy regtig baie keer teleurgesteld is, dan voel jy, ek moet net sommer nou pad vat, né? Jy klim sommer net in jou kar en jy ry ergens, berge toe, of waarheen, en dis wat 'n mens eintlik by hierdie 2 mense beleef, hulle is net moedeloos. En as ek hierdie verhaal lees, né, dan sit ek nou elke keer en dink, dit is eintlik hoe elkeen van ons sou gevoel het, as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie. As daar nie 'n opstanding was uit die dood nie, het ons vanoggend gevoel, soos wat hierdie 2 Emmausgangers gevoel het, toe hulle terugstap na Emmaus toe. Jy voel teleurgestel, jy voel niks het uitgewerk soos jy gehoop het nie, en dit is nie een groot teleurstelling. En dis wat ek bespeer ook in hierdie verhaal. Maar dan skielik is Jesus by hulle, en hulle herken nie hierdie vreemdeling nie. Nou, en dan vra Jesus vir hulle, jy weet, oor wat het gebeur, en so, en dan is dit die ironie, as jy die verhaal lees, is vir my so ironies om het te lees, van hoe die 2 ouens nou vir Jesus vertel wat eintlik gebeur het. Ek meen, Jesus is die ou wat gekruisig is. Jesus is die ou wat geslaan is en op hom gespoeg is en bespot is en op die ou aan die kruis gehang het en wat doodgemaak is. Hy het al die goed deurgaan en nou vertel hulle vir hom oor wat gebeur. Hulle maak eintlik 'n gek van hulle self deur vir hom te vertel wat gekruisig is, hoe van wat die kruisiging alles nou behels het. Nou, is dit nie baie ironies nie. Ons maak ook partykeer so. Dan dink ons moet nou vir Jesus, jy weet, vertel alles wat in ons lewe aangaan, omdat hy nie weet nie, jy weet. Dit is, maar hy weet goed. Hy het goeie insaag in ons lewe. En dan hulle groot teleurstelling as hulle nou vir Jesus moet sê, maar
Jy weet, vertel van die storie wat die vroue vertel het. En dis dan wanneer Jesus kom in die skrif neem en vir hulle uit die skrif uit vertel van hoe hulle dit eintlik moet verstaan. Wat is dit? Wat maak ons met hierdie verhaal? Ek wil 'n paar lesse uit hierdie verhaal vanoggend neem en dit toepas in ons lewe, hier waar u bly en werk en waar ek bly en my vrou bly, waar ons almal bly. Wat moet ons met hierdie storie maak? Natuurlik, eerste plek, dat Jesus het regtig uit die dood uit opgestaan. Dit is 'n realiteit. Maar die feit is dat ons ook moet seker maak dat ons weet dat Jesus saam met ons die lewensreis onderneem. Dat hy by ons is in ons lewensreis. Ons is dikwels net so blind vir Jesus se teenwoordigheid in ons lewe as wat hierdie 2 Emmausgangers was. Jesus staan by hulle en hulle herken hom nie. So baie keer is dit ook in ons lewe waar dat ons nie Jesus in ons lewe raak sien nie. Ons soek hom op verkeerde plekke, of ons het verkeerde verwagtinge van hom. Ons het 'n prentjie in ons kop van wat Jezus in ons omstandighede behoort te doen, en dan gebeur dit nie so nie, en dan sien ons nie Jezus raak nie. En so mis ons dan ook Jezus en vra ons, waar is God vandag? Hoekom sien ek hom nie? Natuurlik is dit belangrik om ook God in die Bybel te gaan soek, né? Net soos wat Jezus uit die skrifte vir hulle uitgelei het, moet ons ook ons Bybel gebruik, stil word en lees en bid, want God skreeu nie op ons nie. Ons dink partykeer dat om God te sien en te beleef, moet daar 'n groot helder wit lig in ons kamer verskyn of wat ook al. En dit is nie hoe dit gebeur nie, en dan sien ons hom nie raak nie. Maar hoe kan ons ook God raak sien in ons lewensreis, né? Ons kan hom raak sien in 'n blom wat oopvou. Ons kan hom raak sien vanoggend toe ons hier kom, en die duwe koer so pragtig in die bome, wat 'n mens so ver terugvat, en jy word net bewus van God se skepingswerke, en jy weet, dit is God se werke wat ek sien. So toe ons hier na toe ry, het ons dogter en skoonseun uit Brisbane, Australië, foto's gestuur van 'n mooiste dragbreek oor Brisbane, en so pragtig, en jy sien God raak. Ons moet God raak sien ook in groot dinge wat rondom ons gebeur. 'n Alkoholist wat ontmoeting het met God en sy lewe verander. 'n tienerseun wat 'n ontmoeting het met Jesus en tot sy musieksmaak verander daarna. 'n jong vrou wat Jesus in haar lewe innooi en haar hele lewe daarna verander. 'n man wat rof leef en die Here ontmoet en daarna wie sy lewe liefde uitstraal in sy hantering van sy vrou en sy kinders. Maar ons sien nie net God raak in mooi gebeure nie, maar ook in hartseer gebeure kan ons God raak sien. Nee, 'n vrou wat borskanker het, wat nie vir God kwaad is en kwaadlik neem nie, maar in vertroue op God verder voortleef, dan sien ons ook God se daarin raak, in hartseer gebeure. Wanneer straatkinders krap in asblikke om kos te kry en iemand reik uit na die straatkinders, dan sien ons God raak. 'n man en vrou wat op 'n plaas vermoor word, en die dogter wat kan sê, maar ek vergewe die moordenaars. Dan sien ons God wat werk. Ook vanoggend ons hier na toe ry, het ons 'n boodskap gekry van goeie vriende van ons, wie se volwasse seun oorlede is aan kanker. En ons kon ook vir hulle terugskryf en sê, dis wonderlik, Opstanding Sondag herinner ons aan
'n nuwe lewe wat Jesus vir ons gebring het, nê. Ons moet leer om God raak te sien in ons lewensreis. Dit is die eerste boodskap wat ek hier wil uithaal uit hierdie teks, liewe broer en suster, dat ons God sal raak sien in ons lewe. Dit is nie soos hierdie Emmausgangers sal wees, wat so blind was, dat hulle nie Jesus erken het nie. Die tweede ding in hierdie verhaal